Ons kyk vandag na die hele hoofstuk 7. So ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 27. En dit lees dan so: My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe, en my onderwysing soos jou oogappel. Punt hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart. Sê aan die wysheid, jy is my suster, en noem die verstand jou vertroueling, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontuchtige, wat met haar woorde vlei. Want ek het deur die venster van my huis, deur die tralievenster uitgekyk, en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jong mense, 'n verstandelose jong man opgemerk, wat op die straat verbygaan, naby haar hoek, en in die rigting van haar huis stap. En in die skemer, in die aand van die dag, in die middel van die nag, in die donker, en kyk, daar kom 'n vrou hom tegemoet, soos 'n hoer aangetrek, en lustig van hart. Sy is onrustig en losbandig, haar voete kan nie in haar huis bly nie. Nou buitekant, dan weer op die pleine, en sy staan by elke hoek en loer. En sy het hom gegryp en hom gesoen, met 'n onbeskaamde gesig vir hom gesê, ek moes dankoffers bring, vandag het ek my gelofte betaal. Daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek, en ek het jou gekry. Ek het my bed met dekens opgemaak, met bondspreie van Egiptiese linne. Ek het my bed besprinkel met mirre, aloe en kaneel. Kom, laat ons dronk word van die liefde tot die môre toe, laat ons mekaar vrolik maak in welluste. Want die man is nie tuis nie, hy het ver weg op reis gegaan, die geldbeurs het hy met hom saamgeneem, teen die dag van volmaan sal hy eers tuis kom. Sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok. Hy loop skielik agter haar aan, soos 'n bees wat na die slagpaal gaan, en soos voetboeie wat dien tot tugtiging van die sot, totdat die pyl sy lewer splits. Soos 'n voël haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet dat dit ten koste van sy lewe is. Hoor dan nou na my seuns, en luister na die woorde van my mond. Laat jou hart nie afwyk na haar weë nie, dwaal nie rond op haar paaie nie, want baie is die gesneuweldes wat sy laat val het, en talryk almal wat deur haar vermoor is. Haar huis is weë na die doderyk, wat afdaal na die kamers van die dood. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons sluit weer die hoofde. Skuis die oë. Ag Here, ons dankie vir die woord, en ons dankie dat die waarheid is, ons dankie dat die waarskuwings in die woord nie te vergeefs is nie, Here. Al voel ons baie keer so, al dink ons hierdie sondes is nie op ons van toepassing nie. 'n waarskuwing is juis 'n waarskuwing, omdat ons nog nie daarvoor geval het nie. En so, Here, al dink ons dalk, voel ons dalk baie keer dat ons immuun is, laat ons besef dat ons harte is bedrieglik bo alle dinge. Laat ons besef, Here, dat ons het waarskuwing nodig teen alle sondes, want ons hele vlees is verdorwe. Laat ons besef dat ons nie net waarskuwing nodig het teen sekere sondes nie, en dat net sekere sondes op ons van toepassing is nie. Nee, Here, laat ons die verdorwenheid van ons vlees begryp, sodat, Here, ons ag gee op die waarskuwings, sodat ons veilig kan wees. En Here, so ook gee ons in hierdie oggend nederige harte, om weer eens na hierdie waarskuwing van U te luister. Lei ons, Here, in die waarheid. Lei ons, Here, om U te ken deur die woord. En lei ons, o Heer, om ag te gee op elke waarskuwing wat U vir ons gee. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat die genade so groot is, in Jesus se naam. Amen. Nou, ons het laasweek gesien hoe Salomo weer die onderwerp van egbreek hervat, waar hy ook daarmee aangaan, soos ons sien in vandag se hoofstuk 7, die hele hoofstuk 7. En dit is waarskynlik een van die onderwerpe in Spreuke wat onder die oorhoofse onderwerp van wysheid die meeste hanteer word of die meeste verse aan toegereken word.
En soos ons gesien het, die waarskynlike rede hoekom daar so baie tyd aan hierdie onderwerp spandeer word, is omdat dit so 'n gevaarlike sonde is. Soos 1 Korintiërs 6 vers 10 ook genoem het, dit kan jou saligheid beteken. Want soos die woord ons daar leer, geen oorreder of egbreker sal die koninkryk van God beerwe nie. Ons sien hoe vrouens die ondergang van Salomo beteken het, en nie net van Salomo beteken het nie, maar ook hoe dit gelei het na die feit dat 10 van die 12 stamme van Israel weggebreek het. Dit was hulle ondergang. Dit het hulle ondergang beteken. Salomo het afgoderry beoefen as gevolg van sy egbreek, want hy moes net een vrou gehad het. En die resultaat was dat 10 van Israel se 12 stamme weggebreek het van Juda af, waar anders as Juda, hulle nooit 'n koning gehad het wat die Here gevrees het nie, nie een nie. Israel in die noorde, waar 10 die meerderheid van die stamme was, het nooit na Salomo, nie een keer nie, 'n goeie koning gehad nie. Juda het nog. Israel het nooit nie, nie een nie. Almal was afvallig, totdat hulle heeltemal uitgewis was. Waar het dit begin? Salomo se vroue, sy egbreek, wat hom verlei het. Maar ek wil net weer graag 'n punt aanhaal wat ek laasweek vinnig hanteer het, naamlik dat daar wel groot sondes en kleiner sondes is. Die rede hoekom Salomo ons keer op keer waarsku teen egbreek, is omdat dit 'n groot sonde is, met groot nagevolge. Nou daar is nie 'n sonde wat nie maak dat jy die hel verdien nie. Alle sondes maak dat jy die hel verdien. Geen sonde maak dat jy dit nie verdien nie. Selfs om net 'n vrug te eet wat jy nie mag eet nie, soos Adam en Eva, is genoeg om jou 'n ewige plek in die hel te verdien. Want jy het teen 'n ewige heilige God gesondig. Dit is hoe heilig die Here is, naamlik dat enige vorm van ongeregtigheid moet 'n skeiding maak tussen dit wat absoluut heilig is en dit wat nie heilig is nie. Enige sonde doen dit. Selfs die kleinste in ons oë sondes maak daardie skeiding tussen dit wat absoluut heilig is, God, en dit wat nie is nie. Sonde, ongeag wat se sonde, bring noodsaaklik skeiding tussen dit wat heilig is en dit wat nie heilig is nie, met die gepaardgaande oordeel. En dit is ook wat bedoel word met Jakobus 2 vers 10, waar staan, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword, menende, ongeag wat se sonde jy pleeg, jy bly skuldig. Jy kan net sowel aan almal skuldig wees, voor die Here. Jy gaan boet. Jy's 'n sondaar. Daar's nie een persoon wat 'n plek in die hemel in kan verdien nie. Dis wat Jakobus bedoel. Maar dit beteken nie dat daar nie groter en kleiner sondes is nie. Want daar is. Teenstrydig wat meeste mense sê. Daar is groter en kleiner sondes. Jesus sê vir Pontius Pilatus in Johannes 19 vers 11, U sou geen mag teen my hê as dit U nie van bo gegee was nie, daarom het hy wat my aan U oorlewer groter sonde. Die persoon, Judas Iskariot, wat Jesus oorgelewer het aan Pontius Pilatus, het groter sonde, sê Jesus. Jesus sê in Matteus 11 vers 20 en tot 24, toe het hy die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd, omdat hulle hul nie bekeer het nie. Wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle al lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot in die hemel toe verhoog is, jy sal tot die dode ryk toe neergestort word. Want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. Maar ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. Hoekom sal dit verdraagliker wees vir hulle?
Want hulle sonde is kleiner. Want as dieselfde tekens by hulle gedoen was, by Sodom gedoen was, sou hulle bekeer het. Gaan Sodom geoordeel word? Ja. Gaan dit verdraagliker wees? Ja. Jesus sê so. Hoekom? Want hulle sonde is kleiner. Die mense wat die tekens gesien het en dit nog steeds verwerp het, hulle sonde is groter. Mense wat argumenteer dat alle sondes dieselfde is, doen dit bloot om min te maak van hulle groot sondes. Dis hoekom hulle wil hê al die sondes is dieselfde, want hulle wil eintlik net hê hulle groot sondes moet ook soos 'n klein sonde wees, dieselfde. Want as elke sonde dieselfde is, dan is jou glipsie waar jy per ongeluk gevloek het en jou egbreek mos dieselfde. Jy wat per ongeluk gevloek het, en jy wat per ongeluk egbreek gepleeg het, is eintlik maar dieselfde. Is nie so erg nie. En dan is dit ook ewe erg as iemand my potlood steel, en as ek jou doodmaak omdat jy my potlood gesteel het. Dan is dit mos ewe erg. Maar enige persoon met logika weet dat moord 'n groter sonde is as om 'n potlood te steel. En daarom, wanneer ons kyk na die vonnisse wat uitgespreek word in die Ou Testament, sien ons dat hulle verskillend is vir elke sonde. Want die graad van die sonde is verskillend. As alle sondes dieselfde was, dan sou alles dieselfde straf ook gekry het in die Ou Testament. Maar dit kry nie dieselfde straf nie. Dit is nie dieselfde vonnisse vir elke sonde nie. Hoekom nie? Want die graad van sonde verskil. So die vonnis moet verskil. As elke sonde dieselfde was, dan moes elke sonde onder God se perfekte wet ook gestraf gewees het met steniging, maar dit was nie. Daar is verskillende grade van vonnisse, want die graad van sondes verskil. Daarom moes mense wat homoseksueel was en afgoderry beoefen het en egbreek gepleeg het, doodgemaak gewees het, want dit was en is en bly 'n groot sonde. En ons spandeer tyd op hierdie punt, want dit sluit aan by ons teksgedeelte vandag. Want dit is juis hoekom Salomo sy seun so streng vermaan om nie hierdie sonde te pleeg nie. En hoekom ons so gereeld daarvan lees in Spreuke? Want dit is 'n groot sonde, met groot nagevolge. En hy lê klem daarop dat sy seun moet luister, want soos die eerste 5 verse van ons teks vir ons sê, my seun, onderhou my woorde, en bewaar my gebooie by jou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe, en my onderwysing soos jou oogappel, bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafels van jou hart, sê aan die wysheid, jy is my suster, en noem die verstand jou vertroueling, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontugtige wat met haar woorde vlei. En ons sal oplet dat Salomo ons vermaan met 7 werkwoorde. Wanneer hy sê in vers 1, onderhou my woorde, bewaar my gebooie. Vers 2, onderhou my gebooie en onderwysing. Vers 3, bind hulle aan jou vinger, skryf hulle op die tafel van jou hart. Vers 4, sê aan die wysheid, jy is my suster, noem die verstand jou vertroueling. Hy vermaan ons met hierdie 7 werkwoorde. En soos ons weet, in Hebreëse literatuur verteenwoordig die getal 7 natuurlik die konsep van volmaaktheid. Ongeag of dit verwys na volmaaktheid in heiligheid of 'n volmaakte oordeel, soos ons gereeld die nommer 7 ook in Openbaring sien, of in hierdie geval 'n volkome waarskuwing, om op ons hoede te wees teen die tugtelose vrou. Wees volkome gewaarsku. En ons word op 'n volkome manier hierteen gewaarsku, want ons moet volkome op ons hoede hierteen wees. Want soos ons laasweek genoem het, moenie onder die indruk wees dat jy immuun teen enige sonde is nie.
Maar waar die vorige gevalle waar die onderwerp van egbreek hanteer was, onder andere dinge uitgewys het, soos die feit dat egbreek jou finansiëel gaan verwoes, jou dinge gaan in die huis van 'n ander man kom, sê die skrif, soos ons onder andere gelees het in hoofstuk 5 vers 10, sien ons in hierdie hoofstuk hoe die ontroue vrou se taktieke, of taktiek althans weer ontbloot word, sodat ons kan weet waarvoor om uit te kyk, sodat ons nie deur haar strategie gevang word nie. En Salomo gee ons selfs 'n voorbeeld, en 'n lang voorbeeld vanaf vers 6 tot vers 23 van hoe dit lyk, of hoe dit gaan gebeur, dat 'n man in haar struik vasgevang word. Hy wys vir ons hoe daai struik lyk, sodat ons nie deur daai struik gevang word nie. Maar hy begin eerstens deur om ons 'n 7voudige waarskuwing te gee. Naamlik om ag te gee op die gebooie van die Here. Nou soos ons voorheen bewys het en genoem het, en gaan dit nie weer bewys nie, die gebooie van Salomo is nie anders as die gebooie van die Here self nie. Salomo het nie met 'n ander stel gebooie opgekom nie. Salomo het juis, soos ons in die vorige hoofstukke gesien het, sy gebooie van die Here self af gekry. En die 7voudige waarskuwing en teenmiddel as jy wil, teenoorspel, is eenvoudig. Hou die gebooie van die Here. Of so Salomo het sê, behou dit, bewaar dit, bind dit op jou vinger, maak seker is op die tafels van jou hart geskryf, ensovoorts en so meer. Dis die teenmiddel. Teenoorspel. Behou die gebooie van die Here. Met ander woorde, hê 'n liefde vir die wet van die Here en dit sal jou bewaar. Of so Salomo sê in vers 5, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou. Wat jou bewaar? Die gebooie. Bind dit op jou vinger, skryf dit op die tafels van jou hart. Dis wat jou gaan bewaar. Ons gemeente word gereeld aangekla en beskuldig dat ons wetties is, omdat ons bloot van die oortuiging is dat die Here se gebooie nog relevant is. Ons glo die wet van die Here het nie verval nie. En dit is belangrik om sy gebooie te onderhou. Met ander woorde, ons glo vir Jesus wanneer hy sê in Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ons glo eintlik vir Jesus as hy dit sê. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Dis al wat ons doen, ons glo vir Jesus. As mense ons wil wetties noem, omdat ons die Here se gebooie wil hou, bloot omdat ons die Here liefhet, dan kan hulle ons maar elke dag wetties noem as hulle wil. Maar vir die ware gelowige, is die wet van die Here nie swaar nie. Hoekom nie? Want ons is lief vir die een wie se wet dit is. Ons is lief vir die een wie se gebooie dit is. Dit is nie swaar nie. En hierdie begrip sluit weer aan by ons preek oor eensgesindheid, want baie kerke wil 'n eensgesindheid kweek wat bestaan uit God se genade en sy genade alleen. Maar daardie genade word ook gedefinieer op so 'n manier dat dit al God se wette irrelevant verklaar. Hulle definieer God se genade so dat dit God se wet irrelevant verklaar en nietig verklaar. Menende hierdie gemeente se eensgesindheid bestaan daarin dat God se wet nie vir ons 'n prioriteit hoef te wees nie. Ons moet net genade vir almal hê. Maar die realiteit is, dit is 'n onbybelse genade. Want daardie genade, soos hulle dit definieer, verklaar God se gebooie irrelevant. Onder daardie tipe genade kan ons maar egbrekers, ons kan maar homoseksuele, ons kan maar pedofiele, ons kan maar almal duld in die gemeente, almal is welkom. Want God se genade maak dat almal welkom is, ongeag of hulle bekeer of nie. Hulle hoef nie te bekeer nie, hulle kan net hier sit. Dis daai tipe genade. Maar wat ons baie vinnig sal oplet,
is dat dieselfde mense wat hierdie onbybelse genade verkondig, of in die gemeentes is wat hierdie tipe genade aanhang, waarmee ons nie eensgesind moet wees nie, is ook die einste mense wat in egbreek betrokke raak, binne daardie kerke. Hoekom? Want dit is juis God se wet, sy gebooie, wat ons veilig hou. En Salomo sê dit letterlik in soveel woorde. En hy sê dit op 7 verskillende maniere. Maar nog steeds wil niemand luister nie. Ons moet net genade hê, en as jy enigstens op God se wet steun, dan is jy wetties. Maar dis daar die einste kerke waar jy sien dat egbreek plaasvind. Want so Salomo sê, dis dan juist die wet wat ons moet veilig hou. En hy sê dit uitdruklik vir ons. En hy sê dit 7 keer vir ons. Dis juist in daai gemeentes waar egbreek plaasvind. Want volgens hulle word God se genade so gedefinieer dat dit self sy wet irrelevant en nietig verklaar. Ons mag nie 'n liefde vir sy woord hê nie. Ons mag nie sê, God het gesê, dit is reg en dit is verkeerd nie. Die genade wat die Here ons bewys in ons heiligmaking, is nie dat sy genade oor ons toeneem, en soos wat sy genade oor ons toeneem, raak sy wet al hoe minder belangrik nie. Dit is nie genade nie. Nee, die genade wat die Here ons bewys in ons heiligmaking, is juis dat sy gebooie meer en meer relevant vir ons raak, en dat hy sy wet op ons harte skryf, en dat ons meer en meer 'n behaag daarin kry. Sodat dit 'n verkoeking vir ons siel is, en sodat ons 'n groter liefde daarvoor kan hê vandag, as wat ons gister daarvoor gehad het. Dit is God se genade. God se genade is nie dat ons maar die wet nou kan afskryf hoe meer die genade raak nie. God se genade is dat hy ons groter en groter liefde elke dag gee vir sy wet. Sodat ons hom gehoorsaam kan wees. Sodat dit nie vir ons lig is swaar is om te hou nie. Dis sy genade. Sy genade is soveel dat hy self sy wet op ons harte skryf, sodat ons 'n behaag daarin het. Sy genade is nie dat hoe meer sy genade raak, hoe minder raak die wet belangrik nie. Inteendeel, hoe meer genade daar is, hoe liewer gaan jy raak vir sy woord en sy wet. Want dit is nie in ons natuur om lief te wees vir sy woord en sy wet nie. Die genade van die Here in ons heiligmaking is nie dat so sy genade meer en meer raak, so raak die gebooie van die Here meer irrelevant nie. Maar dat ons meer en meer saam met die psalmskrywer kan sê, en saam met hom kan stem, wanneer hy sê, en soos ons ook gesing het, in Psalm 119 vers 97 tot 104, hoe lief het ek die wet, dit is my bepeinsing die hele dag. U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek die woord kan bewaar. Ek het van die verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Uit u bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. Is dit nie wat ons gesing het vanoggend? As hierdie te wetties vir jou klink, dan is dit ook te wetties om te sê dat egbreek 'n gruwel is in die oë van die Here. Dan is dit ook te wetties om te sê dat geen egbreker of hoereerder die koninkryk van God gaan beerwe nie. Maar vir die ware gelowige raak die gebooie van die Here net soeter in die verhemelte, meer as heuning in die mond. Hoekom? Want die gebooie van die Here is nie swaar vir die gelowige nie, inteendeel dit is lig.
Ons heiligmaking bestaan juist daaruit, dat die Here vir ons 'n behaag gee in dit wat ons voorheen nie 'n behaag in gehad het nie. 'n Liefde gee vir dit wat ons natuurlik nie 'n liefde voor kan hê nie, tensy die Gees in ons harte werk nie. Salomo vermaan ons 7 keer om ag te gee op die gebooie van die Here. Hoekom? Vers 5, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou. Wat beteken? Dat die persoon wat 'n onbybelse genade wil preek of aanhang en God se wet as wetties wil afskryf, gaan nie beskermd wees nie. Hy kan nie beskermd wees nie teen hierdie sonde nie. Maar inteendeel, hulle hoef ook nie beskermd te wees teen hierdie sonde nie, want selfs al pleeg hulle dit, God se genade is mos groter. God se genade is mos groot genoeg. Ironies genoeg, is dit ook so gereeld, dat hierdie tipe kamma gelowiges se vrouens is, wat soos hoere en prostituie lyk. Presies dit ook waarteen Salomo ons waarsku. Want Salomo gaan aan om ons 'n verhaal te vertel, vanaf vers 6 tot 23, om vir ons uit te wys hoe hierdie vrou se strategie werk. Eerstens sê hy, die verstandelose man gaan naby daar waar sy woon, of soos vers 8 vir ons sê, wat op die straat verbygaan naby haar hoek, en in die rigting van haar huis stap. En soos ons voorheen al genoem het, vermy situasies soos dit, waar hierdie sonde enigstens 'n verleiding mag wees. Moenie naby dit gaan nie, vermy dit. Of soos ons lees in 1 Korintiërs 6 vers 18, vlug die hoerery. 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid. Moenie naby dit gaan nie, vlug daarvan. Maar verder sien ons die strategie van hierdie tugtelose vrou, naamlik dat sy soos 'n hoer aantrek. Vers 10 en 11. En kyk, daar kom 'n vrou om tegemoet, soos 'n hoer aangetrek en lustig van hart, sy is onrustig en losbandig, haar voete kan nie in haar huis bly nie. Dis deel van die strategie. Nou in antieke tye, onder andere in antieke wette van Assirië, was prostituie verbied om hulle gesigte te bedek. En hulle was uitgeken gewees aan die feit dat hulle gesigte dan nou nie bedek was nie. Dit was die verskil tussen 'n prostituut en iemand wat nie 'n prostituut was nie. Dit was die onderskeid tussen 'n hoer en wie nie 'n hoer was nie, volgens die wette van die land van daardie tyd. My punt is, dit is hoe beskeie hulle was. Dit is hoe kuis hulle aangetrek was. Dat selfs, as jy net nie 'n kopbedekking gedra het nie, dan kon hulle jou uitken as 'n hoer. Die punt is, dit is hoe kuis mense aangetrek het, selfs die hoere. In die tye van die Grieke het die prostituie weer helder klere gedra, om hulle uit te ken. En baie ornamente gedra, of juwele gedra. Hulle het uitgestaan. Dis hoe hulle uitgeken was. Maar hulle het iets aangehad. Ons lees in die Bybel van Tamar, wat haarself vermom het as 'n prostituut, en haar klere, waar sy haarself as 'n prostituut vermom, word beskryf in Genesis 38 vers 14, waar staan, toe trek sy die klere van haar weduweeskap uit, en bedek haar met 'n sluier, en draai haar toe. Vers 15, toe Juda haar sien, het hy haar vir 'n hoer gehou. Sy was toegedraai, maar hy het haar nog steeds as 'n hoer gehou. In antieke tye en antieke Assirië was jy gereken as 'n prostituut as jy net jou kop nie bedek het nie. In die Griekse tye moes jy net helder klere gedra het. Tamar draai haarself toe en sy word as 'n hoer gereken. Selfs haar kop was bedek. Die punt is, die prostituie van antieke tye sal skaam kry as hulle sien hoe selfs gelowige mans se vrouens in die publiek uitgaan.
Die prostituie van antieke tye sal skaam kry as hulle sien hoe gelowige mans hulle vrouens in die publiek toelaat. En meer as dit en erger as dit, hulle dogters. Van prostituie in die verlede het nie eers so aangetrek nie. Inteendeel, as 'n prostituut vandag minder klere moet aantrek as wat baie mans, vrouens en kinders vandag aantrek, dan gaan hulle kaal op die straat moet staan. En dit is ook gewoonlik hierdie kamma gelowiges wat nie 'n behaag het in die wet van die Here nie, maar net 'n onbybelse genade wil verkondig, wie se vrouens en dogters slegter as die tempelhoere van die ou tyd lyk. Want selfs Tamar het haarself heeltemal bedek en toegedraai, maar nog steeds was sy misgis as 'n tempelhoer. Bly weg van die mense en bly weg van die mans wie se vrouens soos hoere lyk. Want laat ons nie onsself misgis nie, hulle lyk in baie gevalle soos hoere. Inteendeel, die hoere van die ou tyd sou skaam kry vir hulle. Bly weg van daardie huise. En soos ek sê, dit is nie onalgemeen dat dit die geval is in die huise van die mense wat hulle self gelowiges noem nie. En verder, hierdie vrou waarvan Salomo praat, gebruik haar tong om te vlei, of soos vers 21 sê, sy het hom verlei deur haar mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe, het sy hom verlok. En hierdie mooi praatjies waarvan Salomo praat, sluit in om die geloof as 'n lokaas te gebruik. Dis deel van die mooi praatjies waarvan Salomo praat. Is dat die geloof as 'n lokaas gebruik word. Want soos hierdie vrou sê in verse 14 en 15, ek moes dankoffers bring. Ek het my geloftes betaal. Met ander woorde, sy het gegaan om te aanbid. Daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek, en ek het jou gekry. Die gevaar is nie die prostituut wat op die straathoek staan nie. Die gevaar is die huise van mense wat hulle self ons vriende noem, maar die vrou is nie kuis en huislik en deugsaam nie. Sy lyk nie soos ons lees 'n vrou behoort te lyk in 1 Timoteus 2 vers 9 tot 11 nie, waar staan, so ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid. Nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie, maar soos dit vroue betaam, wat die godsvrug bely met goeie werke. Die vrou moet haar in stilte laat leer, in alle onderdanigheid. Sommige mans behoort die helfte van hulle vrouens se klerekaste te verbrand. 'n Vrou mag dalk kwaad wees vir jou, maar ten minste het jy jou vrou lief, en laat haar nie toe, om soos 'n hoer by die voordeur uit te gaan nie. Of jou dogters nie. Die gevaar is nie die prostituut op die straathoek nie. Die gevaar is die vrou wat soos 'n hoer lyk, en haar man is bly oor die feit dat sy so lyk. Dis baie keer die geval. Die mans is bly dat hulle vrouens so lyk. En Sondag is hulle weer terug, en gelukkig om in die kerk te wees, om daar te gaan sit, om te hoor van God se genade. Terwyl God se wet blykbaar nie op hulle van toepassing is nie. God se genade is op hulle van toepassing, maar nie God se wet nie. Want hulle vrouens hoef nie te luister na die woord nie. Hulle hoef nie hulle self te versier met behoorlike kleding nie. Gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, soos Timoteus sê. Hulle vrouens kan maar vol goud en parels wees en kosbare klere dra, of inteendeel geen klere dra nie. En hulle vrouens hoef nie hulle self in stilte te laat leer, in alle onderdanigheid, soos die woord van hulle vereis nie. Dis nie op hulle van toepassing nie, want God se genade is mos so groot. En God se genade is mos so groot, dat Paulus eintlik net besig is om wetties te wees, wanneer hy hierdie dinge vir Timoteus skrywe, dat vrouens wel ingetoe en kuis moet lyk, huislik moet wees, onderdanig moet wees, nie moet uitstaan nie. Eintlik is Paulus net besig om wetties te wees.
Maar ons glo in God se genade. Bly weg van daardie kamma gelowiges af, want as die mans nie eers hulle eie vrouens lief het nie, hoe gaan die vrouens enigstens meer van hulle self dink? Dit is 'n kwessie van tyd voor daardie vrou dieselfde woorde kwytraak as wat Salomo aanhaal in sy voorbeeld in verse 19 en 20 van ons teks waar staan, want die man is mos nie tuis nie, hy het ver weg op reis gegaan, die geldbeers het hy hom saamgeneem, teen die dag van volmaan sal hy eers tuis kom. Dit is nie die prostituut wat op die straat ook staan nie, dit is die vrou by die huis. Dis mense wat hulle self ons vriende noem. En die swaap en die sot wat nie ag gee op die wet van die Here nie en dit afskryf asof dit iets van die verlede is of as iets wat deur God se genade nietig verklaar is of as wetties aanskou, is die einste een wat Salomo in vers 22 sê, soos 'n bees wat op pad is na die slagpale. Die een wat nie op God se wet wil ag gee nie. Wat 'n genade van God aanhang, wat nie Bybels is nie, 'n genade wat God se wet irrelevant verklaar, hy is die einste een wat soos 'n bees na die slagpale is. Hy is 'n dwaas. Want hy weier om deur God se wet beskerm te word. Terwyl dit die einste en die enigste ding is wat ons beskerm. Nou Salomo sluit dan sy vermaanings af in verse 24 tot 27. Hoor dan nou my seuns en luister na die woorde van my mond. Laat jou hart nie afwyk na haar weer nie, dwaal nie rond op haar paaie nie, want baie is die gesneuweldes wat sy laat val het, en talryk almal wat deur haar vermoor is. Haar huis is wee na die doderyk, wat afdaal na die kamers van die dood. En wanneer is ons in gevaar hiervan? Wanneer ons nie meer ag gee op die wet van die Here nie. My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. En my onderwysing soos jou oogappel, bind hulle aan jou vingers. Skryf hulle op die tafel van jou hart. Sê aan die wysheid, jy is my suster, en noem die verstand jou vertroueling, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou. Sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou. Hierdie praat en is 'n 7voudige vermaaning om die gebooie van die Here te onderhou. Laat mense ons maar wetties noem. Maar jy gaan nie vir my sê ek mag nie lief wees vir die gebooie van die Here nie. Jy gaan nie vir my sê dat ek nie 'n behaag daarin mag hê nie. Jy gaan nie vir my sê dat Jesus eintlik iets anders bedoel het toe hy gesê het in Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie nie. Jy gaan nie vir my sê hy het eintlik iets anders bedoel het. Jy gaan nie vir my sê hy het iets anders bedoel toe hy gesê het sy gebooie is lig vir die gelowige nie. Of soos Johannes 14 vers 23 wat ook sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Wie sal die Vader lief hê? By wie sal die Vader en die Seun en die Heilige Gees sy woning maak? Hy wie my woord bewaar. Ons mag dalk wetties wees in mense se oë, maar ek weet een ding, ons is veilig. Ons is veilig. En hoekom mag ek nie die dinge behou waarvoor ek 'n liefde het? Die vraag is eintlik maar net, het jy 'n liefde daarvoor? Is dit vir jou swaar of is dit vir jou lig? Maar hoekom mag ons nie die dinge behou en aanhang waarvoor ons 'n liefde het nie?
Psalm 1 vers 1 en 2. Welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here. Dis te wetties. Dis te wetties. Ons kan nie dit doen nie. Jou behaag mag nie in die wet van die Here wees nie. Dis te wetties. Kom ons glo eerder net in God se genade. Inteendeel, kom ons ruk Psalm 1 uit ons Bybels uit. Inteendeel, kom ons druk 50% van die Bybel uit ons Bybels uit. Want meeste daarvan gaan oor God se gebooie. Jy weet wat Paulus wat Timoteus skryf oor hoe 'n vrou moet lyk? Kom ons ruk dit uit, want ons hou nie van die voorskrif nie. Dis te wetties. God se genade dek ons eintlik alles. Nee, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van sondaars en nie sit in die kring van spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag. Hoe dwaas is die mense, veral die wat hulle self gelowiges noem, wat God se wet verafskie. Jy's 'n swaap. Hulle is nie welgeluksalig nie. Inteendeel, hulle vrouens lyk soos hoere. En hulle self is vatbaar vir die vrou van ontug, want dit is immers God se gebooie wat ons veilig hou. En teen haar beskerm. Dwaasheid. Ons kan maar net die Here loof en prys, dat deur die kosbare bloed van Jesus Christus, hy ons wat heidene was, onder sy verbond ingebring het, sy genade verbond ingebring het, waar ons 'n behaag vir sy wet kan hê. 'n Verbond waar hy ook sy wet op ons harte skryf en ons 'n behaag daarin gee. Dat dit nie vir ons swaar is of 'n las is nie, maar 'n vreugde en 'n begeerte is om dit te wil doen. Waar ons dit voorheen nie wou doen nie. Waar ons dit voorheen nie kon doen nie. Ons kan maar net die Here loof en prys vir sy groote genade oor ons. Dat hy ons so genadig is om ons onder daardie genade verbond in te bring. Waar ons liefde kan hê vir sy wet. Dit is die genade. Dit is Bybelse genade. En prys die Here daarvoor. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons kan U loof en prys vir die woord. Dat elke enkele deel daarvan die waarheid is. Dat ons niks hoef af te skryf nie. Dat U nie Uself weerspreek in die woord nie. Here, hoe groot is die genade ook nie dat U sondaars soos ons kan red. Na die verderf uit kan lei. Dat die dinge waarvoor ons voorheen lief was, ons nou 'n haat voor kan hê. Die sonde waarvoor ons voorheen lief was, ons nou kan verafskie. En Here, U gebooie wat ons voorheen verafskie het, ons nou 'n liefde voor kan hê. Hoe groot is U genade, Here, want dit kom nie van onsself af nie. Dit is nie uit ons, dat ons 'n liefde en 'n behaag in die woord kan hê, Here. Dis bloot deur die genade en deur die krag van die Gees. En Here, ons gebed is, moet die Gees nie van ons af wegneem nie. Mag U meer en meer in ons harte werk en mag U kragtig in ons harte werk, sodat ons meer en meer 'n behaag in die woord en in die gebooie kan hê. Want Here, U sê tog immers vir ons, dat die wat U liefhet, hou U gebooie. Maar Here, mag U Gees in ons harte werk, sodat ons die gebooie kan hou, sodat ons die gebooie kan lief hê. Lei ons in dit, o Heer. Maak ons op ons hoede teen die sonde. Gee ons 'n liefde vir die woord. Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie. Ons vra dit omdat U genade so groot is. En hoe groot is U genade nie? Om self sondaars soos ons te red. Alle lof, alle aanbidding, alle eer, alle glorie. Kom U naam toe vir ewig en ewig. Die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.